Dit is woensdagoggend die 8de Oktober. Dis nog skoolvakansie, liewe kinders. Ons hoop julle lê nog in en slaap 'n bietjie laat. Ons is steeds besig met innerlike genesing en hierdie week steeds met 'n swak selfbeeld en dat dit 'n belangrike deel is van innerlike genesing om daai swak selfbeeld aan te spreek. En ons teksvers vir die hele week is Galasiërs 6:4. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek en as dit goed is, kan jy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Ons het vir mekaar die hele week nog gesê, ons is geneig as ons selfondersoek doen om net altyd die negatiewe raak te sien, ons foute, ons sondes, maar die Here wil ook soms sê dat ons doen en late sal ondersoek en die goeie en die mooie sal raak sien en dat ons dit dan ook as motivering sal gebruik om trots te wees daarop en dan nog beter te lewe, nog beter dinge saam met die Here aan te pak. Ons het gister vir mekaar gesê 'n swak selfbeeld is verskriklik, want dit bring jou by teleurstelling in jouself, selfverwerping, selfveragting. Dit laat jou voel jy's 'n groot mislukking. En ons het vir mekaar gister gesê, dis net die liefde van die lewende Here wat dit kan verander, wat hierdie innerlike selfbeeld wat in flarde lê, kan ophef en herbou. Dis net die Here se liefde. En ons het mekaar daaraan herinner dat die Here jou na waarde skat en dat jy na jouself in die spieël moet kyk en toelaat dat die Heilige Gees vir jou bril opsit sodat jy jouself kan beheen deur die oë van ons Here Jesus. Want dan sal jy sien dat jy vir hom waardevol is. Nou vanoggend gaan ons aan met hierdie gedagte van liefde genees 'n swak selfbeeld. As 'n goeie selfbeeld deur liefde gevorm word, is dit seker logies dat die skade aan my selfbeeld slegs deur liefde herstel kan word. Deur sy liefde wil die Here my help om weer my waarde as mens te beleef en te ontdek. As ons aan mekaar liefde, aanvaarding, warmte en sekuriteit gee, sal dit beslis ook 'n helende uitwerking hê op ons gekneusde selfbeeld. As dit moontlik is, sal dit ook help om terug te gaan na die mense wat die oorspronklike skade aangerig het, om dit dalk, sou jy kan sien, met hulle te bespreek. Maar natuurlik in liefde. Wanneer ons by hulle aanvaarding en liefde kan kry, sal dit sommer baie help om daardie wonde te genees. Dit is ook net so belangrik dat ons hulle sal vergewe, want baie van die skade is onwetend gedoen sonder dat hulle dit eers weet. Liefde genees die wonde aan my selfbeeld en maak my weer innerlik sterk. Geliefdes, mag jy vanoggend op 'n plek kom waar jy die moed van oortuiging het, om dalk met iemand te gaan praat wat jou seer gemaak het, en vir hulle te sê, jy het my seer gemaak. En hoekom? Het jy dit regtig bedoel? Of het jy dit dalk net in 'n oomblik van onbesonde woede gesê? En mag jy daai woorde nou terugtrek en mag jy in my gemoed kalmte bring oor wat jy dalk gesê het, en ek wil graag vir jou sê, ek vergewe jou, want die Here ag my na waarde, en daarom ag ek jou ook na waarde, en gaan ek nie 'n wrok teen jou hou nie, en sal ek jou ook met liefde lief hê, die liefde wat die Heilige Gees in my hart kom skep. Geliefdes, hoe anders sal die wêreld nie wees nie, hoe anders sal gesinne nie daarna uitsien, as ons almal mekaar met die gesindheid van opbou, herstel, sekuriteit, warmte en aanvaarding helend vashou. Mag ons dit vir mekaar as kerk en gesinne bring, veral in 'n stikkende wêreld. Ons doen dit deur dit te doen en aan te pak in die volle afhanklikheid van ons Here Jesus Christus. Amen.